In 'n huis gevul met kos en mense, was dit die geur van liefde wat bly hang het. Haar naam was Maria en sy het verstaan wat vir Jesus voorlê. Vriende, goeiemôre en baie welkom by Woensdagoggend se huisfiksie in die Groot Lydingsweek. In die laaste paar tree van ons stropingsproses stap ons saam met Jesus sy pad van lyding tot by die kruis. En soos wat ons nou al agtergekom het in hierdie reeks waarmee ons besig was, is dit nie altyd die ooglopende gebeure wat uitstaan nie, maar die stille dade van liefde wat die diepte van 'n menswees aanraak. Vandag kyk ons na 'n huis vol lewe, vol mense en ooglopend vol geluk en voorspoed. Maar een vrou kom en verander die hele atmosfeer van hierdie huis met haar gebaar. Haar storie is stil, maar sy raak ons harte aan omdat sy iets verstaan van dit wat vir Jesus voorlê met die pad van lyding wat vir hom wat hy moet stap tot by die kruis. Dis iets wat sy raak sien, maar wat selfs sy naaste disippels mis. Jesus sê dan self wat sy gedoen het, sal vir altyd onthou word. Kom ons lees saam uit Johannes 12 van vers 1 tot 8. 6 dae voor die Pasga het Jesus na Betanië gegaan. Dit was die tuiste van Lazarus wat Jesus uit die dood opgewek het. Daar het hulle vir hom toe 'n maaltyd voorberei en Martha het hulle bedien. Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n litra egte, uiters kosbare nardesolie geneem, die voete van Jesus gesalf en met haar hare sy voete afgedroog. En die huis is deurtrek met die geur van die olie. Toe sê Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, waarom is hierdie reukolie nie vir 300 denarius verkoop nie, en die geld aan die armes gegee nie? Hy het dit gesê, nie omdat hy vir die armes omgegee het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die geldbeurs gedra en het van die bydraes gevat. Daarop het Jesus gesê, laat haar begaan, sy het dit vir die dag van my begrafnis bewaar. Want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. 6 dae voor die Pasga is Jesus weer in Betanië. Daar is 'n maaltyd, daar's lekker geselskap, geselligheid, daar's kos. Martha is in die kombuis besig om al hierdie voorbereidings te tref. En Lazarus is ook daar, die man wat Jesus uit die doodheid opgewek het. En dan gebeur daar iets wat die atmosfeer van hierdie geselligheid heeltemal verander. Maria kom nader sonder 'n woord en sy breek 'n fles oop wat baie duur nardesolie in het en sy kniel en salf Jesus se voete. Sy droog dit ook af met haar hare en Johannes vertel hierdie verhaal vir ons en hy kleer dit so mooi in deur vir ons te sê die geur van hierdie olie deurtrek die huis. Dis 'n eenvoudige gebaar, stil, nederig, broos, maar so vol betekenis. Judas dink Maria mors hierdie baie duur nardesolie, maar sy reageer eintlik met haar hele hart op die liefde wat sy van Jesus ontvang en raak sien. Sy breek haar hart oop, haar diepste, binneste, dierste wat sy kan gee in hierdie reaksie op Jesus se liefde. Dis nie net 'n geur wat die huis deurtrek nie, dis eintlik 'n boodskap, 'n simbool van oorgawe, liefde en verstaan van wat vir Jesus voorlê. Maria weet wat is op pad. Sy sien iets anders te raak wat Jesus se disippels mis. Sy sien raak dat Jesus op pad is na die kruis. En sy gee vir hom net haar beste. Nie met woorde of redenasies soos die fariseërs wat iets by Jesus wil kry om hom te ontlok nie. Sy wil net met haar hele hart
iets doen om Jesus voor te berei vir dit wat vir hom voorlê. Dan hoor ons die teenstelling van dit ook in hierdie verhaal deur Judas se reaksie. En hy vra, waarom het julle nie hierdie olie verkoop en die geld vir die armes gegee nie? Sy woorde klink vir ons edel. Ons kon nog baie mense gehelp het met hierdie geld, maar sy motief was nie suiwer nie. Ware liefde vra nie altyd die logiese vraag nie. Dit gee. Dit breek die waardevolle aspekte van ons lewe oop, dit wat ons wil beskerm. Dit vul 'n ruimte met reuk en die reuk van liefde. Jesus antwoord Judas, nie net om vir Maria te beskerm nie, maar om haar daad ook te eer. Sy het dit gedoen met die oog op my begrafnis. Dis 'n heilige oomblik. Voor die klank van die kruis, voor die pyn van Goeie Vrydag, is daar hierdie geur van liefde wat nie beskaam nie. In hierdie week waar ons Jesus se lydingsweg volg, word ons weer uitgenooi om in ons geloof soos Maria te wees, om nie met leë woorde te getuig dat ons in Jesus glo nie, maar met liefde wat iets van ons kos, te wys dat hy ons lewe aanraak. Sonder mooi redes, maar eerder met dade wat die reuk van Christus se teenwoordigheid in ons lewe agterlaat. Watter geur vul jou lewe vandag? Is dit die geur van onselfsugtige toewyding, van liefde wat opoffer, liefde wat onthou, liefde wat die wêreld verander met sagheid? Mag ons in hierdie week nie net kyk na hoe Jesus ly aan die kruis nie, maar ook soos Maria iets gee van onsself. Dit oopbreek wat ons in flesse bewaar, ons duurste gee, wat 'n geur agterlaat wat nie verdwyn nie. Mooi dag vir jou.